Goeiemôre maats, baie welkom by vanoggend se preekbegeleiding. Dis Dominee Dani Potgieter hierso en ek gaan julle 'n bietjie meer vertel wat ons leer in Handelinge hoofstuk 17. Paulus het vir die mense van die Here gaan vertel oralste oor in die wêreld. Kom ons lees wat het in die stad Athene vir die mense gesê. Hy sê ek het deur julle stad geloop en ek het gekyk na die plekke waar julle al julle gode aanbid. Toe het ek 'n altaar gekry en op die altaar is daar geskryf: en die altaar is vir die God wat ons nie ken nie. Ek wil vir julle vertel van hierdie God. Julle ken hom nie, maar julle aanbid hom. Hierdie God het die wêreld gemaak en ook alles wat daarin is. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels wat mense gemaak het nie. Mense moet nie vir hierdie God sorg nie, dis nie nodig nie. Hy is die een wat vir al die mense lewe gee. Hy laat hulle asemhaal en hy gee vir hulle. God het een mens Adam gemaak en al die volke kom van Adam. God het gesê die mense moet op die hele aarde woon en hy het besluit hoe lank en waar hulle sal woon. God het dit gedoen so die mense hom kan soek. Want God laat ons lewe, hy laat ons doen wat ons doen. Hy laat ons aanhou lewe. Net tot hierso. Maats, hier is 'n foto van hoe Athene ook vandag lyk. Is 'n baie mooi stad. Dit was dan ook kom ons sê die hart van die Griekse kultuur gewees. En hierso was daar ook baie ander godsdienste, ander gode wat hulle aanbid het. En hier kom vertel Paulus hulle van die Here en die mense vra maar vertel ons bietjie meer. En dan vertel Paulus van al hierdie afgodsbeelde wat hy gesien het. Afgodsbeelde, weet julle, is beelde wat mense maak van hoe hulle dink 'n God lyk. En dan bring hulle vir hom offers en hulle bou vir hom 'n tempel. Maar Paulus vertel vir hulle, daar's net een ware God. En hy deel vir hulle wie God is. En daarom stuur die Here ook vir Paulus om vir hulle te vertel wie God is. En dan nooi hulle vir Paulus om nie net op die straat te praat waar hy vir hulle vertel het van God nie, maar om in 'n groot saal te kom praat. En hulle wil graag hierdie nuwe dinge gehoor het. En so die Heilige Gees ook dit in die mense se harte gewerk, dat hulle ook wil hoor wat daar van God gesê word. En so die Here ook voorsien dat Paulus ook daar moes kom en die evangelie verkondig het. Maar kom ons gesels bietjie oor wat ons bedoel met die voorsienigheid van God. God wat voorsien. Wat beteken voorsien? Kom ons kyk na twee dele van die woord. Die eerste een is voordat iets gebeur. En die een is sien. Kyk wat aangaan. So met ander woorde, die Here weet vooraf, hy sien wat gaan gebeur. En so kan die Here ook vir ons voorsien, vir ons ook gee wat ons ook nodig het. Kom ons dink gou oor hoe die Here voorsien. Ken jy die gedeelte van die 2 visse en die 5 broodjies, waar Jesus gebid het, en vir meer as 5000 mense kos gegee het? So het die Here vooraf ook geweet, dat hulle ook nodig het, en so het hy ook voorsien. En is vir ons wonderlik dat die Here
ook weet wat in ons lewens gebeur. Want die Here is so almagtig. Hy hoef nie te wag en te kyk wat gaan gebeur nie. En nog voordat hy die wêreld gemaak het, het hy reeds geweet wat elke dag gaan gebeur. En net soos die Here voorsien het met die broodjies en die visse, so voorsien die Here ook in ons. Ja, wat ons nodig het om te eet, maar ook wat ons nodig het om te hoor en te leer van God. Die Here voorsien so altyd vir ons. Ons weet nie eens altyd self wat ons nodig het nie. Maar die Here weet wat die beste vir ons is. Ja, ons kry nie altyd dit wat ons wil hê nie. Maar die Here gee dit wat vir ons nodig is, wat vir ons goed is. En so voorsien hy altyd aan ons. Dink julle die afgode kan vir ons gee wat ons nodig het? Nee, die dooie klipbeelde kan nie vir ons goed gee nie. Hulle bestaan nie eens nie. Maar wie kan vir ons gee wat ons nodig het? Die Heilige Gees leer ons dat God ons altyd vashou deur ons hele lewe. En kom ons bid en vra ook dat die Heilige Gees ons sal wys hoe goed God ons versorg, hoe hy 'n plan vir ons lewe het, en dat hy ons hele lewe oppas en ons dra. Kom ons bid saam. Here, ons hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons voorsien. Dankie dat U altyd saam met ons is, en dat U ook weet wat nog gaan gebeur. En mag ons daarom ook bly wees, om te weet, maar U is altyd in beheer. Amen. Maats, julle moet 'n mooi dag hê. Groete.